George Baloyi, maar dit het alles begin deur 'n e-pos wat aan ons gestuur is. Ja, so saam met ons ook in die studio, saam met George is Esmeralda Fourie en Alet Branders. Môre julle almal. Môre. Dis so lekker om julle hier so by ons in studio te hê. George, dis 'n eer om jou te ontmoet, want ek hoor net ongelooflike goed van jou. Maar Esmeralda, jy het die e-pos gestuur vir ons. Vertel ons, hoe het julle en George se paai gekruis? Omtrent so 4 jaar terug het ek by Qualet Eiendomme begin werk. Ek dink ons stap nou amper 5 jaar toe. En ek het altyd van George gehoor. Jy weet, toe ek nou daar begin werk het, jy weet, ons moet borde doen en ons moet bemarking op buite uitkry, die flyers moet uitgedeel word. En ek sien net altyd vir George daar opry, jy weet, heen en weer. En dis hoe ek toe nou vir George leer ken het. En toe ek nou daar begin werk het. So ja, George het baie, hy het 'n noue verband, jy weet, 'n noue verhouding bedoel ek met ons almal. Want ouma George altyd alles doen, ja, hy doen alles daar. Die werkers wat op werk, jy weet, hy sê vir hulle hoe dit moet gedoen word, want hy ken vir Alet so goed. Hy weet presies hoe sy dinge wil hê. Alet, jy het nou van die lig af gesê, jy ken al vir George 25 jaar. Ja, ek ken al vir George 25 jaar en in hierdie 25 jaar het hy familie van my geword. Hy is vir my net soos een van my kinders daar by die huis. Ja. As ek hom nie sien nie, vakansietye, het ons tyd gemaak dat ons vir George kan sien. George het ingekom en vir ons kom kuier. En ek wil net sê, ek gaan dit noem, toe ons COVID gehad het en niemand mag naby jou kom nie, en ek en my man was regtig siek geweest. Toe ons weer sien, toe staan George voor ons hek en hy roep ons. So George is deel van die familie. Hy werk vir Qualet. Ek voel sonder hom by Qualet sukkel ons regtig, want almal was afhanklik van hom met borde, met die dryf, sy ronddragaan vir ons om goed te gaan aflewer en alles. Nou, Alet, wat maak George so spesiaal, behalwe nou vir sy werk wat hy doen daarso en dat hy nou deel is van die familie? Sy sagte geaardheid, sy minsaamheid en laat hy altyd, al het hy hoe siek gevoel, al is hy, dan kom hy daar, dan sê Georgie, gaan huis toe, dan sê hy, nee, hy stoot die job, hy gaan nie huis toe nie. Hy stoot die job, en toe hy al hoe swakker word, dan sien ons, hy kan nie rarig nou meer so hard werk nie, want sê hy vir ons, nee, hy gaan, en dan het ons om dat aanhou, en hy tot die dag wat hy blind is, was hy by ons gewees, en hy het dit vir ons eintlik half weggesteek, hy het gesê, die oë is dof, maar ja. So George, kom ons gaan gou so 'n rukkie terug. So julle paar jaar terug was jy deur 'n rooftog geskiet gewees. Wat het gebeur in die rooftog? Dit was 20 jaar terug, nee. Ek was saam met Georgie, skus, ja, wag net gou. Praat sommer daar op Esmeralda se mikrofoon. Daar sy. Ja. Okay. So 20 jaar terug. Ja. Ek was saam met my vriend. Ja. Hier saam met hom werk nou. Ja. Sy naam is Simon. Ons kom by die werk, as ons by die werk is. Simon sê, want het is vroeger, kom ons gaan bietjie braai maak, daar so. Ons doen die braai. Na die braai, Simon gaan sy pad, ek gaan sy pad. Die mense, hulle kom net, dat was toe. Ene kom die kant, ene kom die kant, en sê, nee. Waar is die geld? Ek sê, wat is geld? Die mense, hulle weet nie moes ek het geld by my. Hulle soek om, hulle die 4 wapen. Skiet my. Net een koel. Hy het alles lelijk gemaakt. Ja. En dit nou alles nou net vir geld en 'n selfoon en 'n paar goedjies wat jy gehad het. Dit is saam met die overalls. Was nie week wat ek moet gaan was terug. Okay. Ja. George, en jy sê net een skoot. Wat het jy gedink toe jy hoor daai geweer gaan af? Wat het in jou kop gebeur? As ek gaan ek was nie by hom nie. Baie het gekyk die ander man. Want sy hande was binne by my sak. En nou ek kyk ek praat saam met hom. Nou ek hoor paar, ne? Ek kyk nie wat gaan aan nie. Ek voel niks nie. Die mense het my geskiet of iets. Nee, ons paklei, as ons klaar gepaklei, die mense hulle hardloop weg. Nou, ek wil hardloop ook. Nou, my voet het gedraai.
Wat kan ik zeggen? Getoest, ja. Het getoest. Ja. Nou, ik kon niet hardlopen. Ik zie hem, ik hardloop op één plek. Toen val ik daar zo, die mensen komen daar zo komen me helpen. En hij zei, hij kent me. George, bij mensen noemen me Lovely. Ja. Want ik is Lovely. Lovely. Ja, en hij zei, Lovely, is jij oké? Ik zei, ja, het me geschiet. Toen roep ik die ambulance daar zo, ga ik daar zo bij het hospitaal. Ja. Nou, Alet, julle sê George het toe gesê, jy weet, sy oor raak dof en so, maar dit is as gevolg van diabetes wat hy nie geweet het hy het nie. Ja, hy het eintlik verlede jaar begin bietjie siek raak, maar dan het hy werk toe gekom. Die hele tyd was hy by die werk gewees, maar dan sien ons hy raak swakker, ons het vir hom insure gekry, ons het alles gedoen wat ons kan. Toe sê ek nou vir George, jy kom nie weer werk toe as jy nie die dokters gaan sien nie, jy moet eers dokters toe gaan. Toe gaan hy, doen hulle toetse, en verlede jaar omtrent die tyd, toe sê ek vir hom, George, jy is regtig siek, iets is nie reg nie, jy moet ander dokters gaan sien. En toe het hulle nou agtergekom, hy het suiker, en toe was hy so 3 maande in die hospitaal. 2 maande, George? 2 maande. Yes. En toe het hulle nou agtergekom, hy het suiker, en hy's nou op voltydse insulien, en dit het baie beter begin gaan, maar die oë het verswak. So is daar dan nou iets wat sal help om sy sig te verbeter? Het julle al bietjie gaan aanklop en navraag gedoen? Ja, ek het vir George gesê, George, ek het met my oogspesialis gaan praat. Toe vra ek vir of ek George nie net kan inbring, dat hulle vir my kyk of George weer sal kan sien nie, wat is fout met my oë, want elke keer sê George vir my, hy's by Garankoa, hulle sê hy kan weer sien, maar die masjiene is stukkend. En nou hy kort operasie, ja, katarak. Toe gaan ek na 'n dokter toe kyk hulle vir my, toe sê hulle vir my, ja, hy gaan definitief weer kan sien. Okay, maar natuurlik is daar kostes aan verbonde en Steve Biko, soos wat jy sê, die masjiene werk nie. Dit werk nie. So dis handjies in die lug. Ja, so hy was by Garankoa Hospitaal gewees en hulle het gesê dat hy hulle kan hom nie help nie. Hy kort die operasie, so die operasie sal kan help, maar hulle masjiene is buite werking. Toe stuur hulle hom, toe gaan hy Steve Biko toe om te kyk of hulle hom nie daar kan help nie. Want ek meen vir enigiemand as daar 'n kans is om te kan sien, gaan jy dit vat. Ja, natuurlik. En toe by Steve Biko het hulle hom weer terug verwys Garankoa toe. So dis nie Steve Biko se goed wat nie gewerk het nie, dis net omdat hy nie in daai area is nie. Ja, nou is George en daai heen en weer, jy weet, die ouens stuur hom weer daai kant toe en daai ouens stuur hom daai kant toe en niks word aan George se sig gedoen nie. Ja. Dis die probleem. Ja, so absoluut, ons wil net hê hy moet weer kan sien. Ek meen dit is wat ons almal hoop voor dat ek meen as enigiemand kan help, weet as jy weet jy kan 'n verandering maak, hoekom nie? Verstaan? Want die ding is nou dat ons weet hy diabetes en hy kry sy insulien, kan sy gesondheid verbeter en as hy kan sien, het hy 'n nuwe lewe weer. Yes, ja. En dan gaan Alet, klink dit vir my baie happy wees. baie. Dan kan nou Lovely weer doen wat Lovely moet doen. Lovely gaan weer doen. Maar vir my, al kan Lovely nie eens doen wat hy kan doen nie. Nou, sal ek enigiets in my vermoë doen om hom te help om weer te sien. Ja. Dis my so hartseer as ek sien hoe moet hy voel waar hy gaan en hoe onseker is hy, en hy was altyd hierdie mens wat vir almal wou gehelp het. Wel, ons sal nou weer terug wees om 'n bietjie te gesels oor Lovely se storie. Hierso ons kan hoor, hierso is baie liefde vir ou Lovely in die ateljee en van die mense af. Dis jou mense, my mense op 'n Woensdag en ons het vir jou 'n bietjie van Lovely vertel. Ook beter bekend aan die mense in sy familie as George Beloy, maar Esmeralda en Alet en almal anders noem hom Lovely. En ons het gehoor van natuurlik hy wat in die rooftog beseer is, geskiet was en toe later uitgevind het sy sig is besig om verlore te gaan as gevolg van diabetes wat hulle toe later opgetel het. Soveel so dat George nou omtrent, ofwel hy kan niks meer sien nie en die Steve Biko of Garankoa kan hom nie help nie. En hy het dringend 'n oogoperasie nodig. Wat gaan maak dat George weer kan sien of dat Lovely weer kan sien? En dit is Alet en Esmeralda se grootste droom vir George is net om weer te kan sien.
ek net vinnig voordat ons nog aangaan, julle het nou van die lig af gepraat hoe julle bid en sing vir George, want julle is net so ongelooflik lief vir hom. Soveel so Alet, dat jy het ook 'n bietjie goeie nuus wat jy van jou kant af wil deel met George vandag. George, ek gaan 30,000 gee om te help dat ons kan daai oogoperasie doen. Ja. Hoor jy, George? Jy hoor, George? Ek hoor. Ek hoor. Is jy excited om weer te kan sien, George? Baie. Soos, Net kan een oopmaak, dan ek sal jou sê. By die studio, groot FM so. Ek kon hom nie gesien het, maar as ek kan hom sien, ek sal bly wees. Ek sal bly wees. Ons sal jou terugnooi, George, ons beloof. Ja. Ons beloof. Laat jy kom vertel as jy kan sien, Ja. Georgie. so ons weet, ons het al stories gedoen met katarakte, dat dit is ongelooflik duur, want daar's hospitaalkostes, daar's dokterskostes, daar's narkotiseer, al hierdie goeders. En ons het dit toe goed gedink om een van ons baie goeie vriende van die program, Dr. Katie, te bel, en sy het toe vir George gesien met 'n gratis konsultasie, en ons het vir Katie op die lyn. Hi Katie. Hi Nina. Hi guys. It's so Hey, nice. George. Hallo. It's the name's lovely now. Is it, yeah, okay, lovely. No, he's definitely. Katie, it's so good to hear your voice again. It's so nice to talk to you. So you saw George, and you've got something that you would like to share with him today. Yeah, George, it's nice to hear your voice again, and I just, on behalf of the I Wish Foundation, but mainly because of your sponsors and the people that care for you, I am committed, me and my anaesthetist at the Joburg Eye Hospital in Joburg. We will do both your cataracts with the money that has been raised by your sponsors, and we will cover all the other additional costs. Both me and my anaesthetist will do the surgery at no charge, and we are ready to go. I'm ready to do both of your eyes as early as next week if you are ready. I'm ready. George, next week, you ready? I'm ready. Even tomorrow. Oh, Katie, Bye. Katie, you can hear the excitement. It's amazing. Yeah, you do such amazing work, and thank you for the consultation with George. Yeah, of course. And you're obviously super professional and amazing at what you do. So we can't wait to have George back when he can see, so we can show him the studio, Yes. which he wants to see, but also, just giving him his life back and being able to do what he needs to do, because he's a busy guy. He wants to do stuff, Yeah, no, he truly is lovely and truly deserving. Exactly. And moments like this remind me of why we do what we do. So I'm really happy to be part of this and to be able to help George. Katie, we appreciate you so much. Thank you so much. you. We are going to let Sunay speak to George right now, because I'm sure this week is a little bit full. But early next week, first thing, we're going to send I'm love. ready. I've got the spot ready for him, We're and sending we are lovely. ready to go. We're sending lovely your way. So, Oh, wonderful. Thank you. Yeah, the joy, Katie. Thank you so No, much. it's amazing. Thank you, Have a guys. lovely It's day. always so good working with you guys. Keep well. Bye. Bye. Georgie, is jy gesurprise? Is jy happy? Is baie. Hoor hierso. Ag, man, Die Here is so groot, mens. ja, hy is. Hy is so groot. En weet jy wat se ding, George, dis al hierdie amazing mense om jou, en wanneer mense bymekaar kom en hulle bid, en jy ook, ek weet jy bid, en jy wag net, en as long as you are trusting, then the Lord will provide.
En dis wat vandag gebeur het. Ons is so bly vir jou, George. Ons gaan jou terugkry hierso by die studio. Dan jy gaan nie Ja. net sien met die een oog nie, jy gaan met al twee Oom, oë sien. ja, baie dankie. Ag, jy met Ah, al die dankie, oog ja. groot FMC. Hoorie maar ons is nou Ja. nog nie klaar nie. Ja, Alet, ons weet jy sorg so mooi vir George en jy met die diabetes wat hy spesiale voeding nodig het, kry jy daai ensure en ons almal weet hoe baie duur dit is. So van ons kant af hier by Groot FM 90.5 wil ons vir jou 'n R5000 geskenkbewys gee wat jy kan gebruik om vir George mooi al die voedingsstowwe wat hy nodig het te gee. Baie dankie George, hoor jy? Genoeg ensure. Nou George gaan sterk word weer, né? Baie Ek gaan, dankie. Jy gaan Kan jy sterk die job word. stoot weer? ons Ja. gaan be. Ja, Lovely sê hy gaan buig. Hy's ready en hy's Buig. hoog. Georgie, dit was lekker om jou te ontmoet, my vriend, en dankie ook vir julle. Esmeralda, dankie dat jy uit jou pad uitgegaan het natuurlik ook om my e-pos by ons uit te kry oor George, wat so baie vir julle beteken, en Alet vir die bystand wat nie net julle gee nie, maar ek weet sy sussie is ook hierso en Ja. sy speel ook 'n groot rol en so baie mense wat lief is vir George en ja, weer eens dankie vir al die gebede, want sonder dit, jy weet, ons kan ook net soveel doen as mense, maar die Here Absoluut. kan absoluut alles gedoen kry. So, Ja. dankie vir julle. Dis ons jou mense, my mense vir vandag. Dankie aan Dr. Katie en dankie Van die I Wish Foundation. aan die I Wish Foundation, ja, en almal wat vandag moontlik gemaak het. En as jy dit gemis het, jy gaan hierdie storie weer wil kyk na die tyd. Ons sal dit op die Groot FM YouTube kanaal sit.